Ons tema vanoggend is die pad wat ons stap. En toe u by die voordeur ingestap het, so u daar 'n plakkaat gesien het van die breë weg en die smal weg, plakkaat wat in baie huise vir baie jare op was, agter op die afkondigings is daar ook 'n voorbeeld daarvan, en ons gaan vanoggend daardie tema bespreek aan die hand van daardie plakkaat, sowel as Efesiërs 5 vers 3 tot 14. Dis die gedeelte wat ons gaan saam lees, Efesiërs 5 vers 3 tot 14. Dit alles val onder die opskrif die Christelike heiligmaking teenoor die bedorwe sedes van die heidene. Maar voordat ons dit saam lees, is dit net reg dat ons eers ons Here sal nader in gebed. Vra ek manne, kom ons staan en as gemeente saam kom ons sluit ons oë voor ons Here. Almagtige God en hemelse Vader, U het ons geroep om U kinders te wees. U het ons opdrag gegee om ons onderlinge byeenkomste te eerbiedig. Vanoggend is ons hier saam. Ons het gehoor, die Here aan ons antwoord. En ons smag daarna om na U woord te luister. Dit is 'n seën en 'n genade wat ons maklik vanselfsprekend aanvaar. Ons dink ons het dit as vrye keuse om ook op 'n Sondagoggend te doen en te maak soos ons wil. Ons volg ons eie denke. Ons maak ons eie planne. Daarom bid ons en vra vergewe ons, o Here, waar ons nie aan U opdragte gehoor gee nie. Waar ons nie na U roepstem luister nie, en waar ons so baie keer dink ons het nie 'n verpligting op 'n Sondag die erediens by te woon nie. Hier, o Here, besef ons, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor wat ons hier uitkry nie. Want bo alles in ons samekoms is ons hier om U te aanbid, om U te verheerlik, om U te loof en te prys. Hier roep ons as gemeente U aan. Ons vra ook vir U sorg en beskerming. Here, juis op hierdie stadium is daar groot behoefte en ernstige siekte in die gemeente. Daar's van ons broers en susters wat regtig swaar kry. En wat ons weer besef ons nie kan help nie, en hulle self ook nie kan help nie. Alles is onder U hand. Ons doen in besonder voorbereiding vir oom Skalk, vir Frikkie en vir tannie Esther. Ook vir hulle families wat hulle bystaan in die moeilike pad wat hulle stap, o Here. Ons dink ook aan tannie Tooi wat geliefde aan die dood afgestaan het. Ons weet U is die groot vertrooster, die ware geneesheer. En daarom bid ons en vra dat U sal ingryp. Dat U vrede sal skenk, gemoedsrus sal bring, soos wat net U kan doen. Selfs te midde van die grootste swaar kry, ervaar ons U genade. Soos net die seën om vanoggend hier saam na U woord te kan luister, om U saam te kan aanbid, om saam vir U dankie te kan sê. En daarom sê ons ook dankie vir hulle wat hierdie week verjaar ons. Dink aan tannie Renet, aan Chantel, aan Hanro Bester, Eckert Cornelius, ook aan Karen Grobbelaar. Alles en almal is afhanklik van U. Alles en almal is U lof en aanbidding verskuldig. En vanoggend saam getuig ons weer van U grootheid en U liefde.
U al die eer. Amen. Ek lees vir ons voor Efesiërs 5 vanaf die 3de vers. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En nou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. Want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Ons lees net tot sover. Ek herhaal graag vir ons vers 8 en dan ook die met beklemtoning van die laaste gedeelte in die vers. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Broers en susters, vanoggend praat ek met julle oor iets wat na aan almal van ons se harte is. Ek praat vanoggend met julle oor ons gesinne. Die afgelope ruk met die kerkkamp, ook die huweliksverryking, was gesinsverhoudinge aan die orde van die dag met die besprekings. En ek brei vanoggend graag op hierdie onderwerp uit. Dit is uiters belangrik dat ons hieraan sal aandag gee. Veral met die oog op die toekoms, die heil van ons huise. Moenie 'n fout maak nie, die afgelope paar jare was hard op ons huwelike, ons huisgesinne. Nie net het statistiek dit gewys nie, maar as predikant kan ek vir julle getuig, in my lewe het ek nog nooit op dieselfde tyd soveel mense geken, wat ten opsigte van hulle huwelik, huislike omstandighede deur sulke diep waters gegaan het nie. Nou ons weet ook, die Grendeltydperk was nie maklik nie. En dit het my hart gebreek om mense in soveel pyn te sien, en soveel huise in puin te sien, deur dit wat ook in daardie tyd gebeur het. Maar dis asof dit nie beter geword het nadat die Grendeltydperk opgehef is nie. Dieselfde simptome word nog steeds deur en deur onder ons mense gevind. En dit maak my bekommerd. Ek onthou, toe ek nog klein was, die huis waarin ons gewoon het so 'n lang gang gehad, met daardie donker houtblokkies, wat baie van u ook sal ken.
En as mens by my slaapkamer uitgestap het, dat mens so in die lang gang afgekyk, en teen die muur aan die onderpunt van die gang by die telefoontafeltjie, was daar die plakkaat, 'n geraamde prentjie, van die Smalweg en die Breëweg. Nou, ek dink is 'n baie bekende prentjie, wat veral die ouer mense dadelik sal herken, vertroud mee sal wees. En vanoggend gesels ons oor die twee weë. En die paadjie wat elkeen van ons stap deur ons lewens. En die groot vraag wat ons vra, wat is die pad wat God wil hê ek moet stap? Want elke keuse wat ons maak, plaas ons op een van hierdie twee weë. En dan moet ons ook nie die fout maak om te dink, dit maak nie saak nie. Die pad wat ons stap, hou gevolge in. Maar meer as dit hou ook gevolge in vir die mense wat saam met ons daardie pad stap. Nou in ons geleesde gedeelte in die brief aan die gemeente in Efese, praat Paulus juis oor hierdie twee paadjies. 'n Pad van duisternis en 'n pad van lig. En elkeen van ons, elke mens, wandel op een van hierdie twee paadjies. Ons lewenspaadjies kom op niks anders neer as die breë weg en die smal weg nie. In vers 5 word die eienskappe van die wêreldse lewenswandel op die breë paadjie vir ons baie duidelik uiteengesit. Hoerery, onreinheid, gierigheid. En vers 6 waarsku ons teen die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid, oor die wat volhard op die breë weg. Laat niemand julle met ydelwoorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Nou onder die Romeinse ryk, en dis natuurlik die tydvlak ook waarin hierdie brief geskryf is, het instellings soos huwelik nie veel beteken nie. Om te trou in daardie tyd was niks meer as, of dikwels in elk geval niks meer as net 'n strategiese skuif gewees op 'n politieke skaakbord van die samelewing wat die mense gespeel het nie. In daardie tyd is daar hertrou en ondertrou asof dit besig was om uit die mode uit te gaan. Die hegte band van 'n huwelik, die verbond van 'n huwelik wat God daar gestel het, wat hy die mens in sy genade geskenk het, as vastigheid, as bron van vreugde in hierdie lewe, wil dit niks beteken nie. En nie net die Romeinse burgers was daaraan skuldig geweest nie. Ook onder die Jode was dit 'n groot probleem. En het Christus het daarom so hard ook aangespreek. Want selfs onder die Jode het mense links en regs geskei. Glo dit of nie, in daardie dae was dit makliker om te skei as vandag. 'n Man het net 'n brief aan sy vrou oorhandig waarin hy gestel het dat sy nou losgemaak word van die huweliksband. En dit was dit. Simpel voorbeeld, as ek kwaad was vir my vrou omdat sy die kos gebrand het of die kar gestamp het, kon ek van haar in daardie tyd skei deur net 'n briefie te gee. Maar nou wil ek vir u so 'n bietjie statistiek deurgee van vandag, ons tyd. Afgelope amper 10 jaar of dalk 'n bietjie meer. In 2014 is 155.000 mense getroud hier. Dieselfde jaar 25.000 mense geskei. En van die 25.000 is
28% blanke mense wat geskei het. In 2018 was die persentasie egskeidings in die land so verdeel dat 23% van alle egskeidings blanke egskeidings was. 23% van alle egskeidings. Wat dit so erg maak, is dat wanneer ons begin dink oor die onderverdeling in ons land, hoe die bevolkingsgroepe lyk, en hoe min ons eintlik teenoor van die ander is dit 'n verskriklike persentasie. So met die bietjie statistiek lyk dit asof daar na 2000 jaar nie veel verbetering plaasgevind het. Huwelike beteken nog steeds vir die mense niks. Nou nog 'n bietjie statistiek. Want in die westerse wêreld veral is daar 'n baie groot probleem. Selfone, toegang tot die internet, het die hele wêreld vir ons en ons kinders oopgemaak. Maar ongelukkig ook met al die sleg en die lelik wat daarmee saamgaan. In 2010 is 'n opname gemaak onder kinders van 16 en 17 jaar oud. 93% van die seuns en 62% van die meisies was op die ouderdom van 16 en 17 jaar al blootgestel aan pornografie. Ons seuns en dogters. Die jeug van vandag het nie net vrye toegang daartoe nie. Dis al 'n algemene verskynsel. En waartoe lei dit alles? 56%, meer as die helfte van egskeidings, is daar of by die een of by beide van die partye 'n obsessiewe belangstelling in pornografie. Nog 'n element wat Paulus noem van 'n sondige lewenswandel is gierigheid. En dit is ten diepste die oorsaak van die ander twee elemente van oorspel, losbandigheid, want gierigheid kom neer op dit wat ek wil hê. My geluk, my satisfaksie, my wil. En soos die teks dit vir ons baie duidelik uitwys, dit is niks anders as afgoderry nie. Mense wat hierdie dinge doen, is afgodedienaars, want hulle aanbid hulle self. Hulle self God in hulle lewe. Hulle kies eerder hulle eie wil as God se wil, want om God se wil te soek, broers en susters, is niks anders as om sy wil te doen nie. Om sy opdragte te gehoorsaam nie. En nou 'n laaste bietjie statistiek. 0%. 0% van mense wat volhard in hierdie paadjie in die breë weg, die weg van onreinheid, van gierigheid, van losbandigheid, 0% van die mense sal die ewige lewe beerwe. Dis die waarskuwing. Dit moet julle weet, dat geen oreerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Vers 5. 0%. En weet jy wat die ergste van dit alles is? Dat ons hierdie gemors, hierdie wêreldse lewenswandel, dat ons dit in ons huise innooi. Ons stel ons kinders daaraan bloot. Deur verkeerde programme, verkeerde films. Ons gee ons kinders geleentheid om daarna te kyk, deur nie te monitor waarmee hulle besig is nie.
Ek hoor 'n man nou die dag 'n opmerking maak. Dit wat ons nooit sal toelaat 'n ander man vir ons vrou of ons dogter sal sê nie, luister ons saam en sing ons saam met die musiek wat ons kinders luister. Ons lê die fondasie, broers en susters, vir ons eie ongelukkige huwelike, vir ons eie gebroke gesinne, ons eie kinders se stikkende verhoudings in die toekoms. Hoe? Deur hierdie afgodediens nie met wortel en tak uit ons huise uit te roei nie. Ons word geroep deur die skepper van alle dinge, deur hom wat hierdie reëls daar gestel het vir sy skepping, om ons kinders op die smal pad te lei. Nie net deur woord nie, maar deur daad. Deur ons voorbeeld moet ons hulle stuur na die deur wat na die smal weg oopmaak. Anders gestel, ons kan nie van ons kinders verwag om 'n keuse en 'n rein lewe te lei as ons self 'n verkeerde paadjie stap nie. Ons kinders volg in ons voetspore. En die wyse waarom ons dit moet doen, word ook vir ons gegee, verse 8 en 9, want vroeër was julle duisternis. Hoor hoe word dit beskryf? Die breë weg. Vroeër was julle duisternis. Maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Ons moet die pad stap wat elke kind van God veronderstel is om te loop. Die smal weg. Die soeke na goedheid, na geregtigheid, na waarheid. Ons moet 'n lig wees teen die duisternis van hierdie wêreld. Ons moet 'n lig in ons huis wees, sodat ons huis 'n lig sal wees, sodat ons en ons kinders sal wandel soos kinders van die lig. 'n kind van die lig stap 'n pad waar hy soek na die goeie. Met ander woorde, hy soek na die teenoorgestelde van dit wat boos, donker, lelik is. Hy laat nie toe dat sy eie begeertes, sy eie drange om in 'n rigting stuur wat lei tot onreinheid, tot losbandigheid nie. Hy soek die goeie in liefde vir die mense rondom hom. 'n kind van die lig stap 'n pad waar hy soek na God se geregtigheid. Nie die sosiale geregtigheid waarna die wêreld smag nie. God se geregtigheid. Hy soek die vreugde in om te doen wat reg is in die oë van die Here. Hy soek na 'n Godvreesende huwelik, 'n gelowige gesin en kinders wat lewe binne die terme, die grense van die verbond. Hy soek na die wil van God vir hom en sy naastes. 'n kind van die lig stap 'n pad waar hy soek na die waarheid. Daarom streef hy na integriteit, opregtheid, betroubaarheid. In plaas van die skandelike optrede, die valsheid en al die ander kenmerke van die ou lewe. Hy streef na 'n lewe waarin God se genade weerspieël word. Die waarheid. In 'n goddelose en 'n immorele wêreld
moet ons in al die verskillende omstandighede waarin ons onsself bevind vra, wat is God se wil? Wat is om reg te doen in sy oë? Daar waar jou sekretaresse dalk by jou aanlê. Waar jou buurman jou laat goed voel omdat hy raak sien wat jy doen. Jong mensies, daar waar jy op jou eie is en niemand kan sien wat jy doen nie. Waar jy en jou meisie of jou kerel ook in die versoeking gelei kan word. Juist daar moet ons die pad stap van 'n kind van die lig. Daar moet ons soek na die goeie, die geregtigheid, die waarheid. God soek net die beste vir sy kinders. En daarom het hy vir ons die aanwysings gegee vir die smaalweg. Daarom leer hy ons die paadjie wat ons moet stap. Die raamwerk van 'n rein huwelik is soos 'n gawe uit God se hand. Maar dit nie gaan oor die eie ek nie. Dit gaan oor liefde tot God. Liefde tot jou naaste. Daar binne kan mens respek, intimiteit, vreugde geniet, psigies, fisies, geestelik, sonder skaamte, sonder wantroue, sonder afguns, sonder vrees en sonder skuld. Maar binne God se raamwerk. En omdat God vir ons die beste gee wat hy het, gee hy nie net vir ons aanwysings vir hierdie pad nie. Maar hy stel ons ook in staat om in volharding hierdie pad te kan stap. Dit alles op grond van die pad wat Christus gestap het. Die pad wat hy gestap het. Dis die Via Dolorosa, broers en susters. Vertaal die pad van lyding, die pad van pyn. Die pad wat opgeloop het na die heuwel op Golgotha, waar hy daar die kroon in ons plek en daar die spykers in ons plek verduur het, sodat u en ek die smal weg kan loop. Sodat u en ek die smal weg kan kies. As hy dit nie gestap het nie, was die opsie om te wandel soos 'n kind van die lig nooit op die tafel nie. Want wat is ons natuur? Wat is ons aard? Hoor weer, vroeër was julle duisternis. Ons is geneig om te gryp na die dinge van die breë weg. Ons is geneig om in te gee op grond van ons omstandighede. Ons is geneig om te doen dit wat ons laat goed voel. Vanweer die sonde wil ek op die troontjie van my lewe sit. Wil ek besluit wat goed is vir my en wat ek wil, ongeag wat God wil vir my lewe. Ongeag die Via Dolorosa wat gestap is in my plek. Ongeag hy wat eintlik op die troon van my lewe moet sit. Slegs deur die pad wat Christus vir ons gestap het, kan ons teen hierdie sondige natuur, hierdie afgodediens, hierdie selfsugtigheid staande bly. Sy krag, sy leiding, geen ander manier nie. En nou weet ons, dit is nie 'n maklike paadjie nie. As u my nie glo nie, kan u gerus na die plakkaat gaan kyk.
Dis 'n pad waar ons elke oomblik van elke dag teen die bose stry. Dit beteken dat ons in afhanklikheid God sal toebid vir die genade om dit te kan doen en reg te kry. Dit beteken ons sal groei in die geloof en heiligmaking. Nie dat ons sal vashak daar by daardie dag wat ons deur die genade van God tot bekering gelei is nie, maar dat ons sal groei. Dat ons sal soek. Soek na die goeie, na wat reg is. Soek na die waarheid. En om te soek soos wat ons teksvers sê, broers en susters, is beslis nie om geestelik gesproke op die gemakstoel in die hoek te gaan sit en te ontspan nie. Ons sal God se wil vir ons lewe najag en sal die pad stap wat hy vir ons bepaal het. Dis wat dit beteken. Ons sal onreinheid, losbandigheid, gierigheid, al die ander bose dinge uit ons lewe uitskuif, al meer en al meer verwyder, sodat ons ook al verder op die smal weg sal loop. Ek wil vanoggend 'n baie dringende oproep doen aan u. Hierdie dinge, hierdie donker elemente van die wêreld, is besig om ons gesinne te verwoes. U is as gesin geroep in hierdie gemeente. 'n Gesin is die gemeente in sy kleine. En as dit nog nie genoeg is nie, dis besig om ons kinders se toekoms te belemmer. Dit ontneem hulle die geleentheid om ook hulle Here in volharding te volg. Buite nagevolge soos verslawings, disrespek, skuld, skaamte, gebroke gesinne ensovoorts. Moet ons hierdie waarskuwing onthou, vers 5. Geen oreerder, geen onreine, geen gierigaard wat afgode dienaars is, het 'n erfdeel in die koninkryk van Christus en van God nie. Net soos wat God die beste vir sy kinders wil hê. Net so wil ons tog ook die beste vir ons gesinne, ons eggenote, ons kinders hê. Dit doen ons deur die pad te stap wat God vir ons gewys het. Ons doen dit deur te soek na die goeie, na dit wat reg is, na die waarheid, deur te soek na die wil van God vir ons lewens en die lewens van ons gesin. Ons staan elke dag voor keuses. En met elke besluit moet ons bepaal, gaan ons loop op die breë weg saam met die res van die wêreld? Of volg ons in Christus se spore op die moeilike pad? Hoe praat ek met my maat voor my kinders? Wat doen ek as daar niemand is om te sien wat ek doen nie? Skinder ek saam met my maatjies op die speelgrond? Watter pad gaan ek stap? Vir die kind van die lig is daar net een antwoord. Ons wandel in die waarheid en ons loop in die lig. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here.
wandel soos kinders van die lig. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, grootte God en enigste God. Here, ons loof U, ons prys U en ons aanbid U. Wat 'n wonder en genade om kinders van die lig te wees, om kinders van die lewende God genoem te word. Om geroep, bekragtig te wees om die weg van goedheid, van waarheid te loop. Om die smal weg te kan stap. Dankie dat U ons gered het van die duisternis tot die wonderbare lig. Al het U die Via Dolorosa gekos. Ons dra vanoggend al ons lidmate aan U op, oud en jonk, elkeen se huwelik, elkeen se gesin, elkeen se kinders. Leer ons U wil vir ons lewens, o Here. Die doel van elke verhouding waarin ons staan. Vorm ons en maak dit volgens U wil, dat nie ons eggenote, ons kinders, ons huwelike, ons huise nutteloos sal bly nie. Maar dat dit sal wees tot verheerliking van die heilige naam. Aan U kom toe die lof en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.